Dis ouens, julle weet mos as 'n mens nou nie kan slaap partykeer nie of jy word wakker in die oggendure of jy word wakker 2 uur die oggend of 3 uur die oggend en dan jy weet gryp 'n mens maar die foon en kyk wat gaan aan op social media of jy weet jy kyk jou mails of jy krap 'n bietjie rond op die internet en vanoggend toe besef ek toe ek weer hier so 2 uur 3 uur wakker skrik en dan's ek redelik wakker, jy weet dit is soos bietjie nie stres nie maar bietjie challenges wat 'n mens aan dink, goeters hoe 'n mens sekere goed kan oorbrug en ek is so excited want ek het hierdie reminder gekry vanoggend dat wat 20 jaar of meer terug gebeur het waar ons by 'n kerkbyeenkoms was en ons het jy weet net gesing en 'n persoon het 'n papiertjie in my hand kom druk en die papiertjie ek het nie gesien eers eintlik wie is die persoon nie, ek het net omgekyk en toe staan 'n klomp persone so ek was nie seker nie maar hulle het dit in my hand kom sit toe ek my hande oplig in gebed en pray toe ons nou sing en goeters en die papiertjie het gesê Matteus 7:7 en dit sê vra en jy sal kry, soek en jy sal vind, klop en die deur sal oopgemaak word en dan as jy nou vers 8 sê almal wat vra kry, almal wat soek vind en almal wat klop word die deure oopgemaak en ek besef net ouens, weet julle wat is so amazing is dat ek word herinner gisteraan 2 uur die oggend aan hierdie gebeurtenis in my lewe waar ek op daai stadium van my lewe was daar ongelooflike baie challenges en ek was nog baie jonger obviously daai tyd ek was seker hier in my vroeë 20's en jy weet mense soek nog jou probeer nog jou voete en goeters vind maar daai vers het my ongelooflik baie gedra en ek het onmiddellik die Here begin vra vir goed ek het onmiddellik begin bid vir sekere goed om te gebeur in my lewe en as ek nou met 20 jaar terugkyk wat in my lewe al gebeur het is dit absoluut net stunning dis amazing en ek besef ouens weet julle wat ons Skepper God ons Vader in die hemel ons is sy kinders jy weet ek bedoel ons julle wat ouers is weet as jou kind vir jou iets kom vra en hy vra vir jou pappa ek soek graag daai skoene of ek soek 'n tennisraket of ek soek 'n spesifieke item vir sport of wat ook al dan maak jou ouer gewoonlik 'n plan soos hulle kan hoeveel nie meer ons Skepper nie ons hemelse Vader hy maak hierdie amazing planne in ons lewe en ouens ek weet hierdie situasie in Suid-Afrika druk hierdie ekonomiese klimaat in ons land druk ongelooflik baie mense in hoeke in uitwerke uit ek meen hier is net nie meer so baie werksgeleenthede nie en ons land se grootste probleem is hierdie werksgeleenthede wat ons nie het nie en ek het net besef jy het die volste reg as 'n mens as jy 'n mens is jy is gebore as 'n mens is jy 'n skepping van ons Skepper en jy het die volste reg vliegie jy het die volste reg om hom te vra om te soek om te klop en hou aan moenie quit nie don't quit wees soos jy vliegie quit nie voor ek hom doodslaan nie maar ouens, jessie, daai vers is absoluut net so powerful en mense onthou dit, maar dis net om wakker te word in die oggend en dis asof ek onthou het wat soveel jare terug gebeur het in my lewe en dis asof ek dalk 'n bietjie vergeet het van dit en as ek kyk na die nuwe challenges in my lewe en ek bedoel daar's altyd mos challenges en goeders, maar dan's daai herinnering, die Here sal vir my gee as ek vra. Hy sal laat ek hom vind as ek hom soek. Hy sal vir my die deure oopmaak. Dis presies wat daai vers sê is moenie ophou nie, don't quit. En ek encourage julle ouens, moenie op moedsverlate vlakte gaan lê nie. Moenie opgee op daai droom of daai ideaal nie. Miskien is jou droom om in Amerika te gaan werk. Miskien is dit jou droom om oorsee te gaan werk. Miskien is dit jou droom om 'n besigheid te begin. Miskien is dit jou droom om beter te sorg vir jou familie. Ons het almal hierdie ideale en ek dink almal se grootste ideaal in die lewe is om suksesvol te wees, om te kan sorg vir hulle familie, om ordentlike geld te kan maak. En weet julle wat ouens, daar's niks meer verkeerd om jou Skepper te vra vir hulp nie, dat hy jou help, dat hy vir jou die deurbraak gee. Ons sien op social media so baie goeters en ons sien op social media hoe suksesvol party mense is of die leefstyl wat sekere mense leef. Ek deel my journey, ek deel my experiences en ek dink baie mense sien my lewe as hierdie fantastiese journey en ek het net al hierdie geleenthede en goeters, maar ouens weet julle wat dit ek het geleenthede gekry. Ja, daar is deure wat vir my oopgemaak het, maar ek het hierdie vers toegepas. Ek lewe dit, ek spreek dit, ek sien dit en ek hou aan vra. Ek hou nie op om te bid en vir die Here te vra, Here asseblief gee my 'n deurbraak. Gee vir my hierdie geleentheid. Gee vir my asseblief sukses met hierdie plan. Gee my asseblief 'n plan om meer mense te kan help. Ouens, weet julle wat? Dis my droom om mense te employ. Ek weet net nie hoe nie. Ek ontwikkel hierdie affiliaatprogramme saam met besighede sodat almal die geleentheid het om daai produk vir daai besigheid te kan bemark en 'n klein kommissie te verdien. Julle verstaan seker hoe affiliaatprogramme werk. Maar ons ontwikkel hierdie sekere program nou al vir meer as 'n jaar. Ek het dit nou gelons saam met julle. Ek adverteer nie, ek bedoel julle kan dit gaan uitkyk as julle wil join, maar dis hierdie amazing toerusting, dis kombuistoerusting, industriële kosmaak toerusting en ek het net die eendag toe gaan ek na die eienaar van die besigheid toe wat ek baie goed ken, goeie verhouding mee het en ek sê van hoorie, hoekom maak ons nie 'n affiliaatprogram met jou besigheid waar ander mense kan join en jou produkte kan bemark en 'n kommissie kan verdien.
En hy het bietjie gekom aan dit en ek het bietjie vir hom gewys hoe dit werk en hy het die liggie het aangegaan en ons ontwikkel hierdie ding nou vir meer as 'n jaar en hy is so excited en ek is so excited en die mense wat al gejoin het is excited en ja, daar's struikelblokke, daar's glitches, ons moet die hele tyd ontwikkel en goed bysit en so maar weet julle wat ouens, ek vra net, dis wat ek die Here vra is create asseblief werksgeleenthede vir ons mense in ons eie land as dit moontlik is, Here. En ek weet met die Here is alles moontlik en dis my gebed, dis wat ek vra. Dis my begeerte dat elkeen van julle wat die video kyk wat nie geleenthede het nie of baie geleenthede het nie, geleenthede kan kry, dat julle kan op julle pad hierdie awesome journey hê want hoekom? Jy vra, jy klop, jy soek en jy hou nie op nie. En ouens, ek encourage julle. Ek encourage julle eintlik meer maar vir myself, want ek moet myself die hele tyd herinner aan hierdie verse in die Bybel, hierdie beloftes in die Bybel en ek dink dit is moeilik vir ons as mense om te aanvaar wie ons is baie keer. Ons het foute, ons is sondaars, ons raak baie keer die pad byster en ons dink baie keer die Here gaan nou nie na my kyk nie want jy weet ek is maar so en so of ek is so 'n tipe persoon. Ouens, dit maak nie saak, die Here het jou gemaak net soos jy is. Hy like jou net soos jy is. Ek dink die wind pla ons 'n bietjie maar so moenie nie gaan vra nie. As jy dink jy's nie waardig nie, sê ek vandag vir jou jy is. As jy dink daar's nie geleenthede nie, sê ek vandag vir jou daar is. Die grootste geleentheid is om na God toe te gaan en hom te vra vir 'n geleentheid. Hy is die source, die oorsprong van alles. Is ons skepper, dis ons God. Ek meen ons hemelse Vader is die oorsprong van alles. Hy weet die beste. Hy weet wat werk. Hy weet waarom deure vir jou oop te maak. En ouens, ek vertrou saam met jou. Ek bid saam met jou. Ek glo saam met jou. Julle kan in die comments van die video kan julle vir my sê wat jy die Here voor vertrou en ek sal saam met jou vertrou. Ek sal saam met jou glo dat die Here vir jou 'n deurbraak sal maak en skep. En ouens, weet julle wat? As die Here dit vir jou doen, moenie ophou getuig nie. Spreek sy goedheid, vertel vir mense sy goedheid. Vertel wat die Here in jou lewe doen sodat dit vir iemand anders weer kan encourage. Ons kort encouragement, Suid-Afrika kort encouragement, die mense kort encouragement. Ons politieke klimaat is absoluut belaglik. Weet, ek is ook skuldig. Ek praat ook baie keer negatief oor ons land se goeders en ek moet myself baie keer stop en ek moet gaan bid daaroor en net sê Here vergewe my. So ek probeer my siening verander en ek spreek lewe in Suid-Afrika, maar weet julle wat ouens, dit begin by jou. Dit begin by my en jou. Dit kos niks om te smile nie. Dit kos niks om net vir iemand te waai nie en te smile nie. Maak nie saak wat daai reaksie is van daai persoon nie. Dit kos jou absoluut niks om na 'n stil plek toe te gaan in 'n veld, maak jou kamer se deur toe en begin jou Skepper aanbid en smeek en smag na hom vir antwoorde, laat hy jou wys wat jy moet doen, laat hy die deur oopmaak. Ouens, weet julle wat, dit is die beste raad wat ek vir jou kan gee. En ek getuig in my eie lewe van God se goedheid. Elke dag, daar's soveel goed in my lewe wat gebeur. Goed en sleg. Daar's challenges. Daar's baie keer goed wat ek nie eens weet hoe en waar om te vat nie. Ekskuus. Muggie vlieg hier in my keel. Daar's hierdie groot berge, maar met my God kan ek oor 'n muur spring. Met my God kan 'n berg skuif. En ouens, dit is al en ek encourage julle maar net go for it. Moenie quit nie. Moenie opgee op jou droom nie. Maak al jou planne aan die Here bekend. Vra, soek, klop. Onthou dit. Matteus 7 vers 7. Vra, soek, klop en dit sal vir jou gedoen word. Dis wat Jesus sê in Matteus 7. Gaan lees dit ouens. Matteus 7 vers 7 en vers 8. Is hierdie amazing belofte en ek het dit nou gedoen vandag weer. Ek het kom vra en soek en klop en ek encourage jou om dieselfde te doen en kyk wat se uitkoms, kyk wat gebeur, kyk wat doen die Here in jou lewe en kyk hoe hy jou pad vir jou reguit maak. En ouens, ek weet, alles gaan nie oor geld nie, alles gaan nie oor hierdie rykdomme wat ons almal na smag nie, alles gaan nie oor fancy karre, fancy huise en goed nie. Dit kan nou in 'n oogwink weggevat word. Dit gaan oor 'n belofte wat Jesus gemaak het dat daar is 'n koninkryk wat vir ons wag. Daar's hierdie beter plek, daar's hierdie paradys, daar's hierdie belofte. Dis die goeie nuus. Hierdie goeie nuus wat Jesus vir ons kom gegee het, is dat hy pa staan vir ons, kan na hom toe kom. Hy is die middelweg. Hy is die een wat vir ons die deure oopmaak. Hy is die een wat vir ons die deur oopmaak na die hemel toe, na hierdie ewigheid toe. En dit is exciting en ek is net excited. Ek sê baie vir my vrou, ek is baie excited om eendag hemel toe te gaan. Ja, ek twyfel baie dae. Ek is net 'n mens. Ek meen, ek is glad nie perfek nie. Ek sê maar net ek sien uit na hierdie plek wat hy beloof het ons na toe kan gaan, wat ek net absoluut dink sal amazing wees. Maar ouens, terwyl ons hier op aarde is, moet ons hustle, ons moet struggle, ons moet fight, ons moet beklei, ons moet bid, ons moet vertrou en maak hierdie vers persoonlik. Matteus 7 vers 7 en vers 8. Maak dit 'n persoonlike missie om die Here te gaan vra vir jou lewe, jou deurbraak, jou situasie. En kom ons getuig van dit. Kom ons deel dit. Kom ons encourage mekaar met dit dat God die antwoord, jou pad sal oopgemaak word, jou deur sal vir jou oopgemaak word.
Baie mense vra my, Jacques, hoe kry ek werk in Amerika? My antwoord is baie keer ja, het maak so, doen so, hier's 'n lys van agente, hier's stappe wat jy kan volg, want dit is die stappe wat jy moet volg, maar op die einde van die dag, as die Here vir jou 'n deur gaan oopmaak, gaan niemand dit kan stop nie. As jy hom vra, glo en vertrou, sal niemand, geen mens, sal daai deur kan toemaak nie. En dis exciting ouens, en kom ons hou aan, don't quit, don't give up, jou geleentheid sal kom, vertrou die Here, bly glo, bly vra, bly klop, bly soek, totdat jy die antwoord kry by jou Skepper, jou Pa. En ons weet mos, ons het 'n goeie Pa. Ons Pa sorg. Ons Pa is bo alle konings verhewe. Hy is die finale antwoord. Hy is almagtig, alwetend, alomteenwoordig. Daar's absoluut geen force wat hy nie meer kan handle nie. Ek bedoel, hy kan enigiets doen. En dis ons God. Die almagtig, alwetende, alomteenwoordige God is ons God. Dis die God. Koning Dawid sê, naas my God is daar geen ander God nie. Meaning, daar's afgode, ja, maar die God bo almal is ons Skepper God, ons hemelse Vader. En Jesus het vir ons die weg oopgemaak, en Jesus het hierdie kosbare vers gegee. Ek herhaal dit nou so baie, Matteus 7 vers 7. En dis hierdie belofte. En kom ons glo dit. Kom ons lees dit en glo dit en bid dit. En ouens, as jy gaan bid, sê, Here, Jacques het so 'n video gemaak en hy het gesê ek moet U kom vra. So, gebruik maar my naam ook. Dis nie veel werd dalk nie, maar ek bedoel, daar's 'n baie groter naam en dis die naam van Jesus. Jesus is die hoogste naam bo alle name. So, gebruik dit, ouens, gebruik dit. En ja, sien julle aan die ander kant en dankie vir die kyk. Ek waardeer julle. Ekskuus, ek deel baie keer hierdie video's want ek voel net dis iets wat ek nodig het om te hoor en vir myself, maar ek weet dit kan dalk een persoon help. Jy weet, as ek net een persoon kan help en daai persoon kan iemand help en daai persoon wat help kan iemand help, dan kry dit hierdie snowball. Dit kry net hierdie absolute awesome effek van mense wat mense help en gelowige mense wat mense help en so ja, ouens, go for it en onthou net, die Here is lief vir jou. Maak nie saak wie jy is nie. Maak nie saak wie jy is nie. Jesus is lief vir jou, uit aan die kruis gesterf vir jou sondes. So kom ons glo dit en vertrou dit en kom ons werk met daai. Kom ons maak die deure oop met daai. Ons het die regte sleutel. So ons kan deure oopmaak wat niemand anders kan nie, want Jesus is die sleutel. So ouens, bid, vertrou, glo, jou omstandighede gaan verander. Dit sal verander in Jesus se naam sonder enige twyfel. Maar moet net nie quit nie. Hier is die groot ding, don't quit. Hou aan, hou aan, hou aan, hou aan, hou aan. Awesome dag vir julle, bless julle en ek waardeer julle en go for it, go for it.